Okay, so ek gaan hier so saam met julle lees. Dit sê daar die toepassing van die Doppler effek is ultraklank, soos ultrasound, wat jy dit doen. Dit is 'n frekwensie bo die menslike gehoor wat groter is as 20.000 kHz of dis dieselfde as 20.000 Hz. Nou jy moet actually daai waarde ken. Jy moet weet, ons kan niks hoor bo 20.000 Hz nie. Okay, so daai hoeveelheid moet jy gaan leer. Okay, dan 'n hoë frekwensie beteken 'n kort golflengte. Okay, so is baie klein golwe en daarom kan dit weerkaats en refrakteer of gerefrakteer of gereflekteer word deur baie klein voorwerpe, soos byvoorbeeld 'n babietjie se bene of ingewande of ek was nou die dag vir ek weet nie wat dit vir matriekseens moet sê nie. Ek is nou die dag vir 'n ondersoek om net te kyk dat want my ma het al 2 keer borskanker gehad, om te kyk of ek nie jy weet of ek skoon is, en dan gebruik hulle ook ultrasound om te kyk, jy weet, is al die weefsels, maar dis obviously sagte weefsels. So dan stel hy die frekwensie so dat dit deur sagte weefsels gereflekteer word. Okay, 'n hoë golflengte sal maklik oor klein goeders beweeg. So as hy 'n groot golflengte het, sal dit nie eers deur jou liggaam of jou vel of jou selle gepenetreer word nie. Okay, so kom ons lees dan gaan verduidelik. Dit sê ultraklank reflekteer klein bewegende organe in die liggaam en dan wanneer die golf, wanneer die golf gereflekteer word, ondergaan dit die Doppler effek. Okay, so hy stuur uit 'n frekwensie en dan stuur hy terug 'n ander frekwensie en dis wat ons gister in die som gedoen het met die vleermuis. So hy stuur uit 'n frekwensie en as hy reflekteer en die vleermuis beweeg, dan gaan hy die frekwensie verander. Okay. Sensitiewe instrumente kan die verskil bepaal tussen die frekwensies. En dan kan dit vir jou nou sê wat is jou hartklop of die bloedvloei van ongebore babas of weefsel of hulle sal doen hulle amazing goed met ultrasound. Okay, so hierso wys ek net vir jou. Daar is daar is jou vel nou. En dan stuur hy nou hierdie golf uit en dan hier is jou bloedvloei en dan reflekteer die bloedvloei omdat die bloed ook beweeg. Bots hy dit en dan maak dit die frekwensie vinniger beweeg of stadiger beweeg wat ook al. So jy kan sien daai teruggaande golf is anders. En dan kan hierdie masjien dit optel wat is die verskil en dan maak hy vir jou 'n prentjie daarmee. Okay. So weer presies dieselfde ding hier uit en dan omdat hy wegbeweeg van hom af gaan die golflengte groter wees, omdat hy na hom beweeg gaan die golflengte kleiner wees. Okay. So wat hulle vir jou sal sê is sê net maar multiple choice vraag. Sal hulle vir jou sê waar word die Doppler effek oral gebruik? Dan gaan hulle vir jou sê watergolwe, om die hartklop van babas te moniteer, wat gaan hulle nog vir jou sê? Hulle gaan nou 'n klomp ander goeders wat golwe het vir jou noem en dan moet jy weet, okay, watergolwe is nie die Doppler effek nie. Ja, watergolwe het golwe, maar die Doppler effek het te doen met klankgolwe. Ultrasound, klankgolwe en dan die ander een is met liggolwe en dis waar ons nou hierso kom. Kyk, die blou en die rooi verskynsel en hulle vra nog ons baie hieroor. Daar's altyd so 3-4 punte teorie vrae oor die blou en die rooi verskyning. Okay, ek gaan lees en dan gaan ek verduidelik. Dit sê daar vir jou, blou verskywing is wanneer 'n ster die aarde nader. Okay, so 'n ster kom nader aan die aarde en die frekwensie van sy lig word verhoog. So omdat hy nader kom en elke ster soos die son gee lig uit en as hy nader kom dan word daai liggolwe saamgedruk en dan saamgedrukte golwe het 'n hoë frekwensie en hoë frekwensie is blou. Soos as jy moet dink aan 'n vlam, 'n vuurvlam, 'n blou vlam is baie warmer as 'n rooi vlam. Okay. En dan 'n rooi verskywing is wanneer 'n ster wegbeweeg van die aarde en die frekwensie van sy lig sal dan afneem. Okay, nou wil ek gou vinnig net daai paragraafie skiep en dan gaan ek net gou hier onder toe, want daar enigiets in 'n blokkie en daarna is 'n definisie. Wat is die rooi verskywing?
So daar is 'n definisie. Rooi verskywing is wanneer lig vanaf 'n voorwerp toeneem in golflengte. So onthou golflengte en frekwensie is omgekeerd eweredig aan mekaar. So as 'n golflengte toeneem, beteken dit sy frekwensie neem af. Okay, en dan blou verskywing is wanneer lig van 'n voorwerp afneem in golflengte. So sy golflengte word kleiner, wat beteken sy frekwensie word hoër. Okay, so nou gaan ek gou weer terug na daarbo. Hulle sê lig uit verre sterrestelsels wys rooi verskywings wat aandui dat hulle wegbeweeg van ons sterrestelsel. Hoe groter die frekwensieverskywing, hoe groter die snelheid van die sterrestelsel se wegbeweging. Dit lei tot die gevolg dat die heelal besig is om uit te brei. Okay, so hierdie is ook nogal 'n konsep wat hulle baie vir jou vra. So hulle sê, hoe weet ons dat die heelal besig is om uit te sit of uit te brei? In Engels is dit expand. Okay, en ons weet dit, want as hulle kyk met obviously baie spesiale teleskope, dan dan kyk hulle nou na ander sterrestelsels en dan lyk die sterre almal rooi. En dit beteken dat hulle obviously wegbeweeg, want hulle gee lig uit wat wit is of geel is of wat ook al, maar dit lyk rooi, so dit beteken hulle golflengtes sprei uit of hulle frekwensie neem af. Okay. En wat hulle op die tweede gedeelte sê is, hoe rooier dit is, so jy gaan 'n geelerige ster kry, oranjerige ster, rooierige ster, hoe rooier dit is, hoe vinniger beweeg dit weg. En hoe geeler dit is, hoe stadiger beweeg dit weg. Okay, goed. So daar wys ek net vir jou die rooi verskywing en die blou verskywing. Dan, volgende gedeelte, die elektromagnetiese spektrum. Okay, nou, ons het hierdie in graad 10 gedoen, as jy enigstens dit onthou. Ek gaan lees en dan gaan ek verduidelik. Dit sê daar, elektromagnetiese spektrum. Hierdie spektrum vorm wanneer ladings, spesifiek elektrone, versnel. So hulle beweeg so op en af, op en af, op en af, op en af. En hierdie versnellende ladings indiseer, wat beteken indiseer nou weer, ouen? Jou clue is, na 'n groot ongeluk het hulle jou in 'n geïndiseerde koma gesit. Asper so geforseer. So indiseer beteken forceer of maak. Okay? So hierdie versnellende ladings wat op en af beweeg, maak 'n magnetiese veld met die regterhandreël op sy beurt 'n elektriese veld loodreg met homself. Okay, so die ladings beweeg op en af, op en af, op en af. En soos wat dit op en af gaan, maak dit die ladings beweeg in hierdie rigting, maar hulle gaan op en af so. So. En dan om hulle beurt maak hulle magneetveld so. Met daai ek sê net vir die regterhandreël, maar ons het hom nog nie gedoen hierdie jaar nie, nee. Nou, ons het nog nie gedoen. Ons gaan nog daar kom. Maar as daar 'n elektriese veld so is, dan sal altyd 'n magnetiese veld so. Dit is altyd loodreg met mekaar. Okay. Dis hoekom wanneer jy laas jaar het julle gedoen, as jy 'n draadjie, dan staan magneetveld rondom hom. Wat was dit, Faraday se induksie, kan jy nou nie? Nee, so dit is dieselfde ding hier. So as jy elektriese stroom het, dan sal magneetveld wat so is. Okay, so. So hierdie elektromagnetiese spektrum is baie spesiaal. Want nie net is dit 'n elektriese veld nie, maar dit is ook 'n magnetiese veld. En dis ladings wat beweeg. Nou hierdie elektromagnetiese spektrum is al hierdie goeters. Dit is daai sigbare lig, UV, X-ray, gamma rays, al die goeters is op die elektromagnetiese spektrum. So alles hierdie het twee eienskappe. Hulle is hulle gelei elektrisiteit of hulle is elektriese ladings wat beweeg en hulle het 'n magneetveld ook rondom hom. En dan sal nou baie mense wat dis sê, dis hoekom jy moet versigtig wees en nie met jou selfoon hier so slaap nie, want die magnetiese veld hier en die magnetiese veld hier, want jy het ladings hier binne wat beweeg.
gaan nie lekker met mekaar nie, jy moet versigtig wees vir hierdie, jy moet goeders uitplak, en nee. So, who knows, dalk oor 10 jaar dan wys hulle ons reg. Ek is nou nie super bekommerd nie, maar nou. Okay, ek wil nou nog eens hieroor gesê. Okay, so, elektrische veld, magnetiese veld lood terug op mekaar. Dan die eienskappe vir hierdie elektromagnetiese spektrum, en jy moet dit ken, is hulle benodig nie 'n medium om te versprei nie. Meen om voort te plant. Ek wil eintlik hê in plaas van versprei wil ek hê jy moet sê voortplant. So wat beteken dit? Dit beteken hulle kan in 'n vakuum beweeg. Dis hoekom hulle jy die lig van 'n ster van 'n ander sterrestelsel kan sien, want lig hoef nie deur lug te beweeg nie, hy kan deur 'n vakuum beweeg. Wat is 'n vakuum nou weer, Colby? Moet nie vir my sê dis in biologie nie. Maar dit is nie. Dis ons weer kyk just to 'n burning box met 'n vuur oor. Ja, wat is dit? Daar's niks. Daar's niks. Geen ligweerstand, daar's geen lig. Daar's geen deeltjies nie. Maar dit is vir ons kop moeilik om te dink, want ons kan nooit daar wees nie, want ons sal doodgaan, ons kan nie asemhaal nie. Okay, maar die space is baie naby aan 'n vakuum, want daar's gedeeltes waar daar dis pockets of nothing. Okay. Goed, dan hierdie golwe kan gereflekteer word soos 'n spieël, gerefrakteer word. Wat is refrakteer is gebuig. Jy weet baie keer dan as jy 'n glas water het en jy sit 'n pen daarin, dan lyk dit asof selfs hierso, dan lyk dit asof die pen soos bietjie gebuig is. Hy gaan so, dis refrakteer. So hy buig die liggolwe en dan hier sê ek nou buig, maar ek wil eintlik sê opbreek. So mense noem dit scattered, so hy kan in 'n klomp verskillende rigting gaan. So baie keer as jy 'n onewe oppervlakte het, so sê net maar water wat so 'n bietjie so gaan, dan sien jy dieselfde prentjie oor en oor en oor. Ek weet ook jy dit al gesien het nie, maar dit lyk net soos jy kan klomp van jouself sien in die prentjie. Ek probeer nou dink waar in jou everyday sal jy dit nog sien. Kan nie dink nie. Maar anyway, so hy kan alles doen wat gewone lig kan doen. Dan hy ondergaan konstruktiewe en destruktiewe interferensie. Nou wat die hel is konstruktiewe en destruktiewe interferensie vir my? Ek wat beteken konstruktief en destruktief? As ek vir jou sê, nou my, jy moet maar opgee met stoei, want jy gaan, het jy opgegee met stoei? Ek weet nie, sorry. Jy moet opgee met stoei, want jy sit nie genoeg effort in nie. Okay, of ek sê vir jou, Lumai, ek dink as jy elke dag 'n halfuur insit, dan gaan jy eksponensieel groei, maar sonder dit gaan jy sukkel. Wat is die verskil tussen die twee goed wat ek gesê het? Hoe voel die een en hoe voel die ander een? Die een is negatief, die een is positief. Maar met albei sê ek vir jou, trek jy sokkies op. Want anders gaan het moeilik wees. So met die een is destruktiewe kritiek of verraad of wat ook al, ek breek jou net af. En konstruktief beteken bou op. Okay. So konstruktief en destruktief, konstruktief beteken opbou, destruktief beteken afbreek. Interferensie beteken, in Engels is dit interference, en die woord, die voorvoegsel inter beteken tussen. Okay, so dit is as jy twee golwe het, hierso het jy hierdie golfie, en hierso het jy hierdie golfie. En kom ons sê, hierdie ene beweeg hierdie kant toe, en hierdie een beweeg daai kant toe. Wat gaan gebeur as hulle by mekaar kom, Bobby? Regtig? Jy het 'n golf wat so opkom. Hy gaan groter word, want hulle albei wys op. So as hulle mekaar ontmoet, gaan hulle daar wees. Hulle gaan opbou. Dis konstruktiewe interferensie, want hulle bou op. Kom ons kyk gou hierdie ene, as hy so gaan en so gaan, en hulle ontmoet mekaar, wat gaan gebeur? Die een is op, die ander is af, hulle gaan 'n plat lyn maak. Daar is destruktiewe interferensie. It rings a bell van graad 10 af.
Dan die volgende ding, hierdie tipe golwe is transversale golwe. Jy kry twee tipe golwe. Jy kry transversale golwe en longitudinale golwe. Vloekwoord. Ouen? Ek het nou nie my slinkies. Enigiemand? Transversale golwe gaan so en longitudinale golwe gaan so. Okay, so transversale golwe lyk soos 'n golfie in 'n skolp en longitudinale golwe is soos 'n samedrukking en so as jy dink aan 'n slinkie as ek so maak, dan druk hulle bymekaar en dan gaan hy so. Okay, so transversaal beteken hy maak so en as ek sê hy word gepolariseer, beteken jy kan 'n lading op hom sit. Polarized, jy sit 'n lading op en dan beteken dit jy kan obviously soos 'n sonbril wat polarized is, so hy kan sekere goeders uitkanselleer of reflekteer eintlik. Okay. So ek gaan net gewees hê waarmee is ons besig? Ons is besig met die elektromagnetiese spektrum, daai golf wat so en so kan gaan en dis al hierdie goeders. Radiogolwe, mikrogolwe, infrarooi, visible is sigbare lig, UV, X-ray, gamma rays. Hulle almal is elektromagnetiese golwe en hulle kan in 'n vakuum beweeg, hulle kan reflekteer, refrakteer, opgebreek word, hulle kan konstruktiewe en destruktiewe interferensie ondergaan, hulle is transversale golwe en jy kan hulle polarize. Okay, dan lig en daai lig wat ek daarna verwys is sigbare lig. Sigbare lig is deel van die spektrum van hierdie elektromagnetiese spektrum en kan opgebreek of gerefrakteer word in kleure. Okay, so sigbare lig weet ons kan kleure sien en daar's 'n wye reeks van kleure. Okay, ek gaan nou vir jou die prentjie wys, maar rooi het die langste golflengte wat die minste gerefrakteer word en violet is soos 'n pers en die kortste golflengte wat die meeste gerefrakteer word. En jy moet dit ken. Jy moet weet rooi, langste golflengte, minste gerefrakteer, violet, kortste golflengte, meeste gerefrakteer word. So wat beteken dit hierso? Rooi, as 'n rooi, ek gaan net so maak. As 'n rooi hierso kom, dan gaan hy so gereflekteer word en as blou of pers, ek nou nie pers nie, maar as 'n violet kom, dan gaan hy die meeste gereflekteer word. Okay, so waar die buiging van hulle. Okay. Goed, so graad, ek wil net vinnig vir julle wys die spektrum in kleur. Of nee man, waarom is ek besig? Electromagnetic spectrum. Images. Oh, dis hier. Oepsie, dan kom hy nou af. Kom ons gaan maar na. Maak net 'n keuse, Charlotte. Maak net 'n keuse. Okay, goed, so daar is die hele spektrum. Jy sien gamma rays is die hoogste frekwensie met 'n baie golflengte en kortste golflengte wat golwe en radiogolwe die grootste. En radiogolwe is verskriklik groot. Die range wat jy het in radiogolwe. Want bote gebruik radiogolwe want hulle wil syne stuur van China tot Amerika. Okay, so dit is groot golwe. Dit kan letterlik so groot soos 'n eiland wees. Dit kan bo oor bergreekse gaan. Okay, so radiogolwe en dan radiogolwe is ook wat ons ook gebruik in kommunikasie baie keer. So hulle kan baie groot wees tot 'n redelik klein skop, soos 'n klein soos 'n gebou of 'n huis. Okay. Dan het jy mikrogolwe, wat jy as 'n mikrogolf gebruik. Ons gebruik dit ook in die telefoon en ander signals. Dan het jy infrarooi, soos gebruik dit met
ons het die sonne dit maar ook met remote, so op die liggetjie van jou remote, baie remote, so ook met infrarooi. Dan sigbare lig, dit is wat ons kan sien van rooi, van infrarooi na UV, violet. Violet is die laaste kleur daar, maar dan jy ultraviolet, is net die een daarna hom, en dit is obviously wat jy het in hierdie ligte, en jy dit van die son af, en so die son is van hier tot daar. En die son se lig sien, hy lyk geel, hy maak warm, en hy penetreer jou vel, dat hy jou selle isoleer en moontlikheid kanker gee. Dan het jy X-rays wat deur goeders kan beweeg, en dan het jy gamma-rays wat soos letterlik deur selle kan gaan, en dis 1 meter van beton stoppe gamma-straal. 1 meter van beton, soos dit is. Dit is daai energie deskripsie. Nee, ek sit nou pink in my oog. Hier. Ek nou met my pink lipstick hand teenvat. Ok, goed, so graad 12. Wat ons nou gaan doen, is ons kyk na die Doppler effek multiple choice vrae. En as ons klaar is daar, dan gaan ons nog 1 eksamenvraag sien, en dan is ons hopelik klaar met hierdie hoofstuk. Dan gaan ek, môre is Woensdag, nee? Dan gaan ek môre aangaan met daai chemie hoofstuk wat ek laasweek in die ekstra klas begin het. Dan gaan ons nie hierdie Vrydag ekstra klas hê nie. Okay. Ek kan nie hierdie Vrydag nie, en daar is julle te veel ander goed aan hierdie week. Nee. O, ek het mos gister daaroor gepraat in die klas. Nee. Wil jy? Nee, ek sê. Okay. Nee, ons kan nie, want die Engelse klas kan nie. So ek gaan dit maar aanplan. Okay, goed. Die sirene van 'n polisiemotor wat teen 'n spoed V beweeg, straal klankgolwe teen 'n frekwensie F uit. Okay, so nou jy kop, frekwensie F, en beweging V. Watter een van die volgende is die beste beskrywing van die frekwensie wat deur 'n passasier in 'n motor wat reg agter die polisiemotor teen 'n spoed van V beweeg waargeneem word? O, ek het vergeet van die spoedtoets. Julle het julle skryfboeke hier, nee? Ja, julle het. Mag jy die skryfboeke agteroop, ekskuus? Jy kan nie jou notas oopmaak by die Doppler effek nie. 20 keer, nee? Maklike opsie. Jy skryf so stadig, Dian. Okay. So skryf ons maar die Doppler effek neer. We gaan jy dit nog uitskryf? 20 keer. Ja?
Is dit dieselfde? Ja, Wat het dit verskil? ek doen net die versnelling eers, maar as die klankbron en luisteraar. Ja, en nie sê versnelling en sê snelheid. Okay. Okay, goed. Nou die rede hoekom ek vra oor daai definisie en julle tweeetjies moet luister, julle drie moet luister terwyl julle uitskryf. Is ja, die rede hoekom ek dit vra is jy moet hierdie weet. Die definisie weet om hierdie te kan beantwoord. Hulle sê vir jou omdat die snelheid van die luisteraar en die bron verskillend is, né? Nee? Nou kom ons kyk gou in hierdie ding. Is die luisteraar, gaan ek hierso kyk, is die luisteraar waar hy passasier se snelheid is v, se spoed is v. En die bron se spoed is v. So hulle het presies dieselfde spoed. So gaan die frekwensie wat hulle hoor verskillend wees. Nee, omdat hulle dieselfde spoed het, gaan dit presies dieselfde wees. Okay, so die antwoord daar is die frekwensie hier was v, so die antwoord hier is C. Okay, volgende een sê hulle vir jou. 'n Luisteraar beweeg teen konstante snelheid na 'n stilstaande. Ekskuus tog, ek gaan hierso net kyk. Seker ook dit gesê. Hoe laat het ons gesê? 9:30. 'n Luisteraar beweeg teen konstante snelheid na 'n stilstaande bron van klank. So die klankbron staan stil en die luisteraar beweeg na hom toe. Die frekwensie van die klank wat die luisteraar hoor is hoër as die frekwensie van die klank wat die bron voortbring. Ja, okay, so ons weet hy's hoër, baie welkom. Jy. Ek het net van daai gratas. Hier, is nie. Nou, so kan ek wat ek wou. Ek het my gebruiker gevat en gesit ek het dit in die gesprek hoor. Maar ek het gewillig aan die nou kan uitdeel want almal by verskillende plekke en die Afrikaans geleer. Okay. So hulle sê vir jou, yes, jy hoor die frekwensie hoor, ons weet dit, ons hoor dit hoor want hy kom nader na hom toe. Hoekom? Want hy druk mos nie die golf, hy druk die golwe na mekaar toe, né? So die golflengtes word kleiner. So kom ons kyk gou. Is hoër as die frekwensie van die klank wat die bron voortbring omdat die golflengte wat die luisteraar waarneem korter word. Dit is waar, né? So die antwoord is A. Wag, ek wil net hierso kyk. Wag gou. Meer golfronte die luisteraar per sekonde bereik. Nee, los omgedruk. Meer golfronte. Nee, so. Okay, goed, volgende een sê dit vir jou. 'n druk teenoor tydgrafiek onderstel 'n klankgolf in lig voor deur 'n stilstaande bron uitgegee. Okay, so die drukking sê net vir jou hoe nader of hoe ver die golwe van mekaar af is. Okay? Nou sê hulle vir jou, watter een van die volgende grafieke stel die klankgolf? Oukies, jy moet luister na die multiple choice vrae. Watter een van die volgende grafieke stel die klankgolf soos waargeneem deur 'n stilstaande waarnemer indien die bron na die waarnemer toe beweeg die beste voor? Okay? Goed, so dus kyk gaan daarna ons goeters. Wanneer hy na hom toe beweeg, wat gebeur? Die golwe word saamgedruk. Okay? So daar was 1, 2 en 'n half golwe. So ons nou meer golwe hê, so dit sal wees A. Okay. Wat ek wil sê nou vir jou. Ek het vir jou aan die begin van die hoofstuk gesê, jy moet happy wees oor hierdie hoofstuk, né? Want hier is eintlik 'n confidence builder. Hoekom? Maar ons een definisie wat kan gevra word. En jy leer. En dan, die somme is nie moeilik in die sin van wat jy moet invul nie. Hulle kan net dit 'n bietjie moeiliker maak, maar jy gaan net 1 punt verloor as jy nie die wiskunde kan doen nie. Okay. Die klok nog reg.
Alright, so graad